gek oor haar eie Afrika ondier episode 76. Lia skakel Sergio se foon af. Sy's angstig om met hom te deel wat sy sopas by haar pa John Herter gehoor het. Maar op geen manier kan sy nou inbreek maak by 'n gesprek waar hy en die polisiekaptein vir Mas aan die praat het nie. In die stadium toe sy en Sergio hiernatoe gery het, was hulle aan die lag en skerts oor Mas se selfoon oproep en die storie van 'n sogenaamde zombie leeu. Mas is een van die meer betroubare werkers daar, maar net eenmal in 'n blou jaar vergryp hy hom aan blaartjies. Daai saamgestelde blaartjies met die 7 vertakkings wat mens so lekker deur mekaar kan maak, wat jou stemme laat hoor en gesigte laat sien. Die rede hoekom hy Sergio daai tyd van die nag vreesbevange gebel het. Mis seker die ander mense wat ook hier werk. Of dit is wat sy en Sergio onder mekaar besluit het, terwyl hulle hiernatoe gery het. Ten spyte van die feit dat Mas nou glad nie meer hysteries is nie, en om een of ander rede bonatuurlik ontspanne is, wat seker aan sy medisinale rookie te danke is, bly sy storie onverstoord dieselfde. Hy kan nie lieg nie, want sy brein is nou op die waarheid ingestel. Soos as jy nou moet sweer in 'n hof, dat jy die waarheid, die hele waarheid en niks behalwe die waarheid gaan praat nie. Hy gaan niks daarby sit nie. Hy kan nie, want hy weet net dit wat hy nie heeltemal gesien het nie. En dit is, daar was 'n zombie leeu. Mas se storie. Hy was aan die slaap, voor hy 'n rookie gevang het. Toe hoor hy tot sy ontsteltenis, 'n ontsteltenis tussen die aapspesies in die hok langs sy kamer. Hulle is uitstekende waghonde, né? Stry nou weer met hom? Nee, is okay, niemand gaan met hom stry nie, hulle sal dit nie waag nie. Hy kyk hulle mors dood, hulle monde is gesnoer. Toe bedui Mas, die dat hy geweet het daar is drama, en dit was nog voordat hy daardie man hoor skree het. Daardie man is een van die ander vrywilligers wat ook die naweek ingebly het. Uiteindelik was daar mos 3 van hulle ou garde in die kamp oor. Die knaap wat sy stem laat hoor het, tree na vore en salueer, sodat Sergio kan sien hy is daar, een van die staatmakers. Mas gaan tik hom op die skouer. Dis die man, is hy wat geskree het, leeu, leeu, hier is 'n zombie leeu binning in die kamp. En jy het hom gesien, die zombie leeu? Vra Sergio net om seker te maak. Ja dokter, ek het daardie verskriklike ding met my eie oë gesien, op sy 2 pote, en ek het daardie stink van hom met my eie neus geruik. Daardie was beslis 'n zombie leeu en ek waarborg dit vir jou dokter, 1 year guarantee. Daai leeu is langse tyd gelede al dood, maklik 50 of 60 jaar gelede al. Wat Lia in die groot los hemp, wat sy oor haar teehemp aan het, laat proes. Dit is vir haar vrek snaaks. Maar toe die manne gestuurd na haar kyk, roep Sergio uit, Bless you, Lia. Hooi koors, bevestig Lia, met die laaste snif in haar hemp. If you know what I mean. Na vreeslike vuil kyk van Sergio se kant af, gaan haar sinusse gelukkig oop en haar breins skop in. Sy kan sedig lyk as sy moet. Sy doen. Sy kan konsentreer ook. Wat 'n pluk aan Sergio se mondhoeke laat gebeur. Want toe wys die dodelike ernstig geveearts vir Mas om verder te vertel en geen verdere onderbreking van enige toeskouers af nie, asseblief. Toe sien hy daar is iemand anders in Asja se kamer, sê Mas. Daai een was hy met die babaleeuws gebly het. Hy tog eers, dis Asja sy's terug, maar nee, toe is dit nie Asja nie. Met dat die man toe nou uit die welpie se hok kom
en onder die lig gaan staan, daar herken Mos die man. Het was een van die twee wat met Asja beklei het oor die leeukies. Hy het gevra, wat soek jy nou weer hier? Die welpies is mos weg, en hulle kom nooit nie weer terug nie. Dok Sergio het hulle saamgevat, daai kant toe waar hy bly, wat die ou gesê het, nee, is okay, dan gaan ek maar weer, ek vat die pad waarmee ek gekom het, ander kan die gebou, en daar na die verspoelings, ek het onder deur die draad daar gekom, en daar moet Mos bieg. Hy was nogal besorg oor die man, wat toe weer die bosse wou invaar. Hy was van plan om hom te waarsku. Dis daai kant waar die wilde leeu's loop. En dit is mos waar hierdie kollega van hom, die zombieleeu, eerste keer gesien het. Die spore is nog daar. Maar toe gaan loop daai man hom teen daardie zombieleeu vas, waarna hy toe bebloed en venters gekap terugkom en selfs skree, hy is hier, die zombieleeu, die vader van al die ander leeu's. Toe skreeu hy so agtertoe, leeu, zombieleeu, ek het nie jou kinders nie, as ek hulle gehad het, sou ek hulle vir jou gegee het. Ons roep agterna, nou wie is daar een, wie is die vader van alle leeu's? Toe skreeu hy, Makwa Kua, die grootste jagter van alle tye, is sy lyf, hy dra die zombie leeu. Makwa Kua is dood, ons het sy hand en vingerprints gekry, dit maak hierdie hele ding nog erger, dan is hy nou self besig om zombie te raak. Lig die polisiekaptein hulle met 'n somber uitdrukking op sy gesig in. Julle weet, dit was sy hand wat ons 6 weke gelede daar in die veld gekry het. Die vingerafdrukke wat ons van daardie dooie man se hand afgehaal het, het bevestig dat daardie hand aan Makwa Kua behoort het. Want ons het nie sy kop gekry nie, maar daar was ook ander gebeentes wat ons saam met daardie hand gekry het. Nee, hierdie is alles Makwa Kua se goeders. Makwa Kua is dood. So as iemand hom vandag gesien het, is daar net een verklaring voor. Mos knik bevestigend. Ja, dat dit Makwa Kua is en nou is hy ook 'n zombie. Verstaan julle? Ek kan nie my dogter hieraan verder blootstel nie. Die polisiekaptein skud sy kop spytig. Daarom, Dr. Martinez, ek het haar saamgebring om vir jou toe kom groet. Sy gaan vir 'n jaar of 2 daar by my suster in Maputo bly. Sy gaan haar matriek daar skryf en verder studeer. Ons sit haar môreoggend op die bus, sy klaar gepak. Asja, is dit waar? Vra Sergio. Ja, dokter, ek moet gaan. Ek is baie bang. Hierdie ding van die zombie gaan alles verander wat ons tot nou toe geken en verstaan het. As daar eers een van hulle is, dan maak hy so ver as wat hy gaan nog mense dood. En niemand wat hy doodmaak rus daarna nie. Oor 'n maand is ons almal in die kamp dood. En dan loop julle hier rond totdat die verrotte vleis van julle bene begin afval. Is dit wat hulle vir jou vertel? Nee! Sergio skud sy kop negatief. Hy wil vir haar 'n mediese verklaring gee oor hoekom so iets nie moontlik is nie. Maar hy weet eintlik, in Afrika werk die wetenskap nie regtig nie. Want selfs Mos praat om dood. Ja, dit is die ding van zombies. En nou hierdie een, wat in die 60-jarige leeu se karkas kom woon het. Hy is waarskynlik kwaad vir Asja, omdat sy toegelaat het dat die leeu hier weggegaan het. En dan is hy ook kwaad vir jou, Dr. Sergio, want jy is die een wat hulle saam met jou gevat het. So maak hy sy lyste van mense wat hy gaan doodmaak en saam met hom laat vrot, terwyl hulle onder daardie vel moet rondloop. En so beland ek op die moordlys van ons verskriklike zombie. Dan moet ons hom stop voordat hy nog iemand doodmaak. Ek sal hom kry, sê Sergio. Maar die kaptein se kop gaan stadig op en af, en toe heen en weer. Nee, Dr. Sergio, moenie eers na hom gaan soek nie, want stop gaan jy hom nie stop nie.
Sy spore raak sommer net weg, ons het klaar gekyk. Daar waar hy onder deur die draad gekruip het, daarna is hy weg. So, sê vir my dokter, kan jy miskien iemand doodmaak, wat reeds dood is? Nee, daar is net een ding wat hierdie ding gaan stop. Ons moet die leeuwelpies vir hom teruggee. As hy iemand gekry het, en hy het hierdie goed gekry waarna hy soek, sal hy jou waarskynlik daarna uitlos. Nee, onder geen omstandighede nie, roep Lia verontwaardig uit. Wat wil hy met die welpies doen? Wil hy hulle ook doodmaak en saam met hom wegvoer na die sogenaamde lewende doderyk? Nee, dalk nie die beste woordkeuse nie, want nou is alle oë op haar. En jy, sê die kaptein, en toe lig hy sy hand met 2 vingers na haar toe. Jy sal moet leer om respekte te wys, want jou naam staan ook daar saam met hierdie Dok Sergio sin. Nee, kom aan, los vir Lia uit, sy is nie deel hiervan nie. Miskien doen Sergio dit instinktief, dink Lia, maar die volgende oomblik stap hy met sy rankerige groot lyf tussen haar en die paar mense wat daar is in. Anders is dit om doelbewuste aksie te wys dat hulle eers by hom moet verbykom voordat hulle enige idees oor haar kan kry en sy voel so veilig en beskut saam met hom. Wel besluitbaar wat dit vir julle werd is, hou die polisiekaptein vol. Maar laat ons net eers daaroor dink, sê Sergio. Gee ons 'n week om te besluit. En Asja, laat jy gaan. En laat jy hard gaan leer en veilig wees by jou tante. Ons sal met jou kontak hou, wanneer die stof eendag gaan lê oor hierdie eienaardige en vreemde ding wat nou hier aan die gebeur is. Sal ek sorg dat hier weer vir jou werk is by die sentrum. Wel, as jylle gelukkig genoeg is om te bly leef totdat die stof eendag sak. Kom aan Asja, groet die dokter en dan gaan klim jy daar in die bakkie. Lia se hart wil breek vir die jong vrou wat 'n hand lig en wegstap na die gemerkte polisiebakkie van haar pa wat daar naby staan. Wanneer sy buite hoor afstand is, waarsku die kaptein. Dokter, ek sal nie te lank wag voordat ek die welpies vir die leeuzombie terugbesorg nie. Kaptein, dit is nie sy welpies nie. Maar as ons dit eenmaal doen, sal geen kleintjies wat ons probeer red en groot maak as hulle wees is ooit weer veilig wees nie. Nee, jammer kaptein, ek dink nie dit gaan gebeur nie. Ja, ek weet dit, dokter Sergio, maar die groot probleem met hierdie onsterflikes is dit. As hulle eers hulle voetwerk en vatplek iewers inkry, as hulle intrek hier by hierdie stasie van ons, hou dit nooit weer op nie. Sjoe, hoe ontstellend is dit, besluit Sergio, toe hy en Lia later terugstap na sy bakkie. Die feit dat die kaptein ook deur hierdie onheilige bygelowe ingetrek is en dit glo, dat niks anders hom gaan oortuig nie, dat dit onwaar is, dat so iets nie bestaan, of dat 'n dooie nie kan funksioneer nie. Hy weier om dit te glo. Sergio kan nie eens kwaad wees vir hom nie. Hy is in elk geval doodseker dat dit niks met korrupsie te doen het nie. Hier gaan dit oor vrees. Vrees vir die onsenlike. Iets wat nie bewys kan word nie. Behalwe dat dit wat John Hurter en Haya vir hulle daar op die sekuriteitsmonitor by Hurters retreat wys toe hulle aankom, verander elke persepsie wat hy tot nou toe van Afrika en hulle mitologie gehad het. Want daar is dit toe nou swart op wit op video. 'n ronddwalende, rondbewegende kreatuur. En as die definisie van 'n zombie is dat iemand of iets, die liggaam wat reeds gestorwe is, steeds voortdryf en aanvuur deur 'n onheilige wilskrag, dan is hierdie een daarvan. Dan is hierdie 'n zombie. 3:24 wys Haya vir hulle
wanneer die beeldmateriaal afgeneem is in die oggend. Die stadium waarop die gedrog die eerste keer op die kamera betrap is. En 3:30 daar agter by Lea se kombuisdeur, waar daar die allemintige alarm afgegaan het wat hulle wakker gemaak het. Dit is duidelik dat die ding met die reuse kop van 'n mannaar-leeu se ore nog werk, want op daardie stadium kom haar hand wat baie soos die van 'n mens en lyk op, en hy probeer om sy ore toe te druk. En toe strompel die halfdier, half mens weg van die kamera af. Iewers die nag in, waar Haya se baie kameras hom nie meer kon sien nie. 'n plek waar die ding onder die draad is, waar die elektriese heining 'n normale mens seker van sy voete af sou klits. Maar hierdie dirasie is allesbehalwe normaal. En hy trap spore, leeuspore, lig Jesu hulle in, want hulle klompie manne het blykbaar voor die tyd al gaan kyk, waar die affære oral rondbeweeg het, en toe het hulle leeuspore gevind. Kyk hierna. Wel, wat doen ons nou, vra Lea. Ons kan onmoontlik nie die polisie hierby betrek nie, spreek John die gedagte uit wat al tydens die gesprek met die kaptein by Sergio ook opgekom het. Is die ding gevaarlik? Wil Sylvie weet en almal gaap haar 'n oomblik aan. Wel, as iets uit 'n lijkshuis ontsnap en nie meer kan voel en nie omgee of 'n arm of 'n been in die slag bly terwyl hy aan ander skade doen nie, kan 'n mens aanneem dit is gevaarlik, sê John. Wel, ek weier om een ding te glo, besluit Sergio. Ek weier om te glo dat die mens wat met die leeuvel rondloop alreeds dood is. Dit is nie 'n zombie leeu nie. Dit is iemand wat met die vel rondloop, soos in Tanzanië. 1936, het enige van julle al ooit boeke oor daardie tydperk gelees? En daar knik John, Jesu en Lea gelyk met hulle koppe. Ja, hulle het TV Balpin se Death in the Long Grass, waar die toordokters mense in hokke aangehou het. Daardie hokke was te laag vir die mense om regop te loop, so hulle is geleer om aan die veervoet te loop. Gewoonlik was dit verstandelik vertraagdes of liggaamlike gestremdes, waardeur die samelewing verwerp is. Toordokters het hierdie mense gevat en dat hulle gebruik om namens hulle te gaan moord pleeg. Jy kan raai, die perfekte moord. Blaai die kalender terug na die stadium toe die Britte die Chavo spoorlyn daar gebou het. Hulle het onder andere ingevoerde Indiese mans gebruik om die werk te kom doen. En sou iemand van daai mense sterf, byvoorbeeld aan malaria of selfs in 'n ongeluk, was die praktyk om hulle dooies in die veld te los vir die natuur om die liggaam te verwerk. Die natuur in daardie geval het bestaan uit roofdiere, aasdiere, insekte, horingboorders ensovoorts. En so word dit toe 'n bose kringloop. Roofdiere wat agterkom dat die mens ook maar net 'n karkas is. En mense met moordgedagtes wat besef, so kan jy van jou vyand ontsla raak. Steek hom dood, krap hom met betaal of hout wat lyk soos die klou van 'n dier, en die aasdiere sal inspring om te kom help om die karkas of liggaam te verwyder. Natuurlik word Sergio gereeld ingelig oor elke mensvreter insident in Afrika, selfs Indië, oral in die wêreld. Daar is video's op YouTube. Enige iemand kan dit Google ook. Man-eater incidents. En sit sommer vandag se datum by en val op jou rug van skok en verbasing om te sien dat daar net mooi gister weer iemand reg langs een van die besigste hoofweë in Afrika deur 'n leeu gevang is. Die spasie om leeu's aan te hou raak al hoe meer beperk. Die mense soveel meer en hulle vraatsigheid na grond groter. Dit saam met die armoede en die feit dat mense daardie stuk pad te voet moet aandurf, is die resep vir mens en dier konflik.
Gebruik die inligting van 1936 en tel 2025 daarby en jou reality movie se naam op YouTube is Back to the Future. Asha se pa, die polisiekaptein, het vir ons 'n oplossing aangebied om van die zombie leeu ontslae te raak. Lig Lea die klomp wat daar rondom hulle staan in. Hy het gesê ons moet die welpies vir die zombie leeuman gee. 'n Man in 'n leeuvel wat ons so skrik op die lyf moet jaag dat ons moet ingee, dring dit tot Sergio deur. Lea som eintlik die situasie 100% op, maar dit stel hom nie juis gerus nie. Iemand wat bereid is om met so vieslike vrot vel en masker oor sy lyf te loop, kan nie normaal wees nie. Of die persoon is desperaat vir geld, dat hy bereid is om enigiets te doen of te verduur. Wat ook al so 'n persoon se brein benewel. Die rimpelings wat 'n storie soos hierdie in die samelewing kan maak is natuurlik oorweldigend, veral as die samelewing so primitief en ongeletterd is soos die mense hier om hulle. Nee, jesem, Afrika is nie vir sissies nie. Dit is natuurlik 'n e-pos werd wat hy vir sy baase in Frankryk moet stuur. Maar sy eerste prioriteit gaan wees om die veiligheid van die welpies te probeer waarborg. Mense sal hom seker kwaadlik neem as hulle moet hoor dat hy hierdie klein goedjies waarvoor hy en Lea nou eers weer moet gaan bottel gee, sy veiligheid bo die van mense stel. Dat hy bereid is om 'n kans te waag wat die zombieleeu kwaad gaan maak. Want wat is die alternatief daarvan? Gee die leeu's vir die man en hy raak weg. Of hy raak kwaad en hardhandig. Die keuse om die leeu's te beskerm en vir hulle regverdige bestaansreg op aarde te gee, 'n keuse wat hy vandag en môre moet maak. Môre is maandag en Sergio kan die diertjies nie terugneem na die instituut toe nie. Hulle gaan nie veilig wees daar nie, maar hy kan hulle ook nie op Hurtes retreat laat bly nie, want dit sal maak dat die mense hier nie veilig is nie, en daarmee saam Lea. Hy kan haar nie in gevaar stel nie. Saam met die tyd wat aanstap, gaan die lewe ook aan. Sergio sit by sy laptop om vir die Franse te skryf. Daar is boodskappe van hulle ook af, want dit is amper tyd dat hulle gebruikelike maandelikse besoek hier moet kom aflê. As hulle kan sien om te kom, te midde van al hierdie vreemde verwikkelinge. Ag nee, wat hulle voel 'n veer. Nie een van hulle is in elk geval bygelowig nie. Hulle steur hulle nie aan Afrika en sy black magic en bygelowe nie. Gaaf, dan sien hy hulle oor ongeveer 'n week. Net jammer dat die Hans babaleeuwtjies dalk nie meer teen daai tyd by die sentrum gaan wees nie. Hy moet 'n ander plan met hulle maak. Wel, dit los hulle maar in sy bekwame hande. Hande wat nie vandag so bekwam voel nie. Sergio sit terug in sy stoel en kyk na Lea waar sy nou pierings vir haar uitstalling in die son laat droog word. Tussendeur verf sy oksiede in die lyde wat sy geteken het. Dan versag sy dit met 'n kwas en skuur die oortollige oksiede met 'n skuurdraad af. Dan blaas sy dit. Al is dit Sondag werk sy, want die kalf is glo in die put. Sergio voel hoe alles in hom sag word, toe hy die swart streep oor haar wang sien, waar sy waarskynlik met haar vuil hand 'n klompie hare weggevee het. Hy wonder, Hemel, hoe kan een mens so lief geraak het vir 'n ander in so kort tydjie? Een ding is verseker, as iemand skade aan hierdie vroumensie of enigiets of iemand vir wie sy omgee doen, sal hulle hom wat Sergio is moet toesluit, want hy gaan dit nie duld nie. Iemand gaan seerder gemaak word as wat sy dan gekry het. Sergio staan op en stap na haar toe. Al kan hy presies sien wat hy doen, wil eie hand uitsteek om aan haar te vat ook. Hy wil haar in sy arms toevou en koester, en dan wil hy haar saggies op die voorkop soen, en daarna op die mond, wat nie meer so sag is nie. Hy laat los uiteindelik weer,
Dit is moeilik om jouself in bedwang te hou, wanneer jou paard al so bietjie oor die weivelde kon weghol, maar nou weer terug is op die staal, nee. Hou op vry julle twee en kom eet iets, raas Maria agter hulle. 3 hoenders, 2 skaapboude en al die groente uit Manuel se tuin is nie verniet van gisteraand af in die oond nie. Ons vry nie, Maria, ons werk, loop Lia uit. Maar dankie, ek ruik daardie kos en my maag raas. So wanneer vertrek julle gaste, Tannie Maria? Teen 4:00 vanmiddag. Jesu en Anna in kluis, almal wil voor donker by hulle huise kom en gaan was net eers jou gesig voordat julle kom eet. En daai hande van jou. Sergio se rug trek styf. Die middag gaan verby. Die nag kom nader. Nog 'n aanmaning van hoe tyd net 'n manier het om aan te stap. Daarom gaan hy later vanmiddag een kant toe stap en 'n selfoonoproep maak. Een waarvan Lia dalk nie so baie sal hou as hy moet weet nie. Een waaroor hy nie met haar gaan praat nie. Hy kan in elk geval nie vir haar sê dat hy al van 4:00 vanoggend aan 'n ander vrou as sy gedink het nie. Ja, hy het aan sy eerste liefde, ook sy grootste liefdesteleurstelling, Dr. Katja Elkerman. Hoekom hou hy aan dink dat sy dalk deel kan wees van 'n oplossing vir hierdie probleem, wat voel asof 'n groot hand die krop van sy maag vasvat en dit elke nou en dan 'n pynlike draai gee. En dit is nie van honger oor Maria se kos wat so lekker ruik nie. Sergio Martinez is so gespanne soos 'n ketty se rek voordat daardie klont deur die lug trek, word vervolg.